Goeiemôre gemeente. Vandag is Paulus en sy reisgenote nog steeds in Filippi, maar ons loop in daardie donker gedeelte van 'n verhaal in. Daardie gedeelte wat ons glad nie van hou om te hoor nie. So gaan lees Handelinge 16 vers 16 tot en met vers 40. Paulus het in hierdie gedeelte 'n gees uit 'n slavin uitgedryf en daarmee saam verdwyn haar eienaars se inkomste. En hier is 'n skerp agtergrondinsig. Die teenstand teen die evangelie in hierdie gedeelte was nie godsdienstig nie, dit was ekonomies. En toe die evangelie iemand se beursie geraak het, het die hele stad in opstand gekom. Paulus en Silas word gevang, hulle word geslaan en hulle word in die tronk gegooi. Hulle voete was in 'n blok vasgemaak. En teen middernag gebeur daar iets, die lig van die storie. Hulle begin om te sing, geslaan, boeiend, vasgekeer, en hulle bid en sing lofliedere, en die ander gevangenes luister saam. En dit is die hart van wat dit beteken, dat alles aanbidding is. Aanbidding word die enigste weg in 'n hopelose situasie. Hulle aanbid nie omdat hulle lus voel om te sing nie, maar omdat hulle onthou wie hulle Here is. En dit is eintlik merkwaardig hoe hierdie vorm van oorlewing ego reg deur die geskiedkundige gebeure. Van slawe wat vasgeketting is onder in skepe, wat sing vir oorlewing, tot lofgesange in Auschwitz tydens die Holocaust. En dan kom daar 'n aardbewing. Die vloer begin skud en die deure maak onmiddellik oop. Die kettinge val van hulle lywe af. En die tronkbewaarder, wat dink hy? Hy is oortuig dat almal ontsnap het toe die deure oopgegaan het, en hy wil homself om die lewe bring, in vrees vir wat sy bevelvoerder, aan wie hy rapporteer, aan hom sal doen, as almal ontsnap het. Maar Paulus roep hom, moenie, ons is almal nog hierso. En die man val bewend neer met die diepste vraag van die hele Handelinge. Wat moet ek doen om gered te word? En die antwoord, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. In Handelinge sien ons hoe 2 huisgesinne in een hoofstuk, Lydia sin en die bewaarder sin, tot bekering kom en gered word. Die evangelie het nie Europa met 'n weermag binnengedring nie, maar deur middel van 'n sakevrou en 'n tronkwag. En so saai die goeie nuus op ongewone plekke, deur ongewone mense, op ongewone maniere. Mag ek en jy altyd gereed wees vir God se ongewone roeping. Vra jouself vandag, wanneer dinge die heel donkerste is jou eerste instink om te kla of om te aanbid? Wat sou dit verander as jy in jou eie middernag begin sing? Kom ons sluit ons oë. Here, leer my om te aanbid in die slegste oomblikke van my lewe. En nie net wanneer dit goed gaan nie, wanneer my kettinge die swaarste om my lyf hang. Mag my vrywillige loflied die ander rondom my laat opkyk en moed gee om die lewe te kies en tot bekering te bring in U. Amen.